Gaan so deur die name gaan ek deur die hele proses gaan as juffrou, as Rosalie. Iemand moet vir my verskoon. Dit is maar hoe dit soms werk dat is maar net om af te wissel, net om die mense ook van albei kante af laat hulle die angles kan sien waarvandaan dat ek kom. So, right. Ons begin. Right. Goeiemôre, goeiemôre familie en vriende of goeienaand. Whenever julle na hierdie video kyk. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ons laaste gas vir 13 minutes. En soos ek gesê het in die inleiding van al die episodes, dalk is daar mense wat nog die episodes gekyk het. En daar is mense wat vir u ken. En nou kyk hulle die episodes. En nou wil hulle weet wat gaan nie. En nou gaan ons vir hulle 'n bietjie inleiding gee. So, Taking Hands gaan oor waar die personeellede van 'n skool, gemeenskap, familie, waar ons drie as stakeholders hande vat en dit gaan alles oor die kind, om die kind se toekoms 'n sukses te maak. Ons lewe so verby mekaar met die gejaag van die lewe. En ons kry nooit die kans om regtig stil te sit nie. Whenever ons by mekaar kom, ironies genoeg, gaan dit altyd oor 'n issue. Yes. Die kind wil nie reg sê nie, of ons kom tref reëlings rakende skoolfooie. Yes. Of whatever situasie, of as 'n funksie. Ja. But dis die doel hoekom ons by mekaar kom en dan kry ons nooit regtig hy kans om 'n gesels te hê of 'n conversation te hê met die onderwyser of die opvoeders. So juffrou, welkom by Wisdom of Solomon. Dank Ons het vir Rosalie hierso en deur 'n ou vriend van my, ek gee 'n bietjie konteks. 'n Vriend van my, ek het hom genader, Lorenzo, en ek sê toe ek wil jou vrou moet op die kassie kom want ek is besig om met opvoeders te gesels. En hy sê toe vir my, okay, hier's my vrou se nommer, praat myself met haar. En ek praat met haar. Sy sê nee. Nie vir my nie, ek sê iemand wat praat het. Ek wil nou nie vir een of een nervous maak nie. Ek sê van nee, ek respekteer jou besluit, wat sy sê, nee, wag. Ek het iemand hierso wat ek ken en ek dink sy sal gereed wees. En die res is history en hierso sit ons. Ja. So juffrou, weer eens welkom by Wisdom of Solomon. Dankie dat u die tyd bekendstel om hier te kan sit. En is nie maklik nie. Soos ek met almal gesels, is nie maklik nie. Maar dit kom nie van ons af, dit kom van die Vader af. Ek wil ook vir TCT dankie sê vir hierdie setting dat ons die markie kan gebruik maak. Hulle sê ek is huiskind hierso. Ek sê eintlik huiskind nie, maar is 'n pad wat ons met mekaar stap en is so nice as 'n mens verhoudings bou. Yes. Verhoudings bou dat jy op die einde van die dag, wanneer jy iemand nodig het, is hulle daar om altyd te help. So, dankie Pastor Gerard en Malena. Dankie dat julle altyd ja sê vir my. Genoeg gepraat van my. Juffrou, naam van waar vandaan af kom jy en hoe lank hou u skool al? Okay. My naam is Rosalie Hendrikse. My jongmeisie van was Adams. Ek is gebore in Rouskotties, soos in die tussen hakies Roesdorp, daar wat Medikliniek nou is. Okay. Met my ouers en toe ons nou moet trek ons na Kloetjieswil toe. En ja, en my skoolloopbaan was eers by James Hugo, die ou Reinse skool. En daarna het ek dan by Pieter Langeveld skool gegaan. Waar ek daarna na my hoërskoolloopbaan dan by Kloetjieswil voltooi het. Daarna was dit 'n keuse wat ons moet maak. Ek wil graag 'n maatskaplike werker word, maar die Here het iets anders in stoor gehad. Ek gaan toe nou vir food service in die Kaap op 'n college en toe ek daar klaar is, toe doen ek my prakties by Dorothea. En toe is hulle nog hier by die VGK kerksentrum. En daar het my liefde begin ontwikkel vir kinders. En ek het dit ook ontwikkel in ons huis self waar onze eerste kleinkind gebore is, waar ons dan opgeleid word om dan hoe om 'n kind dan droog te maak, skoon te maak, te was en so. En daar het my liefde vir kinders gekom, maar
weens my ma se siekte kon ek toe nog nie verder gaan studeer nie, of ek het ookie by die colleges ingekom vir maatskaplik he. Maar die Here het iets anders in store gehad en ek gaan werk toe nou by Hatties eers en toe nou by Pestos as winkelassistent en toe nou by Ackermans vir 17 jaar. En daarna het ek geweet die Here het iets in store vir my en ek in dieselfde asem trou ek toe nou met 'n lieflike mannetjie Neville Hendrikse, hy's 'n polisieman. En uit ons huwelik is daar nou 3 kinders gebore, Mel, Risha, Nadine en Nathan, hy is die baby. En ja, maar die Here het dit so beskore dat ek nou na die 17 jaar, het ek net eendag stilgestaan en gesê, Here, maar my familie, 'n mens moet tyd maak vir jou familie en ek staan stil en nie omgegee wie of wat nou nie en ek stap net by die winkel uit en ek gee my bedankingsbrief en vandag is ek spyt hê. En toe kom die Here en die Here maak 'n deur vir my oop waar ek dan nou educate vir 8 maande gaan studeer het. En in dieselfde tyd kry ek 'n dokter se kind om op te pas by die huis en toe nog 2 kinders, so ek het 4 kinders gehad om by die huis op te pas, maar die Here kom en die Here sê, ek het jou nog getoets en nou gee ek vir jou werk by St. Joseph's in Idas Vallei. Okay. Waar daar ek kan van die ons onderwyser wat by ons skole se kinders dan ook getoets het en onderrig het, waar ek dan nou vir sê 4 jaar by St. Joseph's gewerk het. Maar die Here kom en die Here sê, ek is nog nie klaar met jou nie. En ek stuur vir jou na die mooi skool toe, Laerskool Rietenbos. Okay. Waar ek nou amper vir 17 jaar is. En die graad wat ek gee dan is die voorskool, die graad RR. En dit is regtig 'n lieflike klasie en jy moet regtig die passie hê om met kinders te kan werk. Want as jy nie die passie het om met kinders te kan werk nie, is onderwys regtig nog nie vir jou nie. Want jy moet regtig hy liefde, jy moet die kind as jou eie kan beskou. Die kind moet sê, moet veilig, moet 'n veilig, as die kind skool toe kom, moet die kind voel hy is in 'n veilige hawe. Want dit moet net liefde uitstraal en hy liggie wat elke dag skyn, dat die kind opgewonde kan wees om elke dag skool toe te kom. As hy. Weer eens juffrou welkom by Wisdom of Solomon. Juffrou mense van juffrou se mamma raak siek en juffrou moet goedes prys gee. Ja. Het hy vra in hy proses van prys gee, opgee, het hy vrae gekom nou jong, het ek die regte besluite gemaak? Ja. Het hy vrae gekom? Die vraag het gekom, maar as 'n mens weer kyk dan sal ek sê, maar die Here het mos 'n plan met ons lewe. Soos my man is baie lief vir Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir jou 'n plan voorspoed en nie teenspoed nie. En nou die dag toe iemand weer die teksvers gee, toe gaan ek terug en ek lees vers 10 sê vir jou, hy gee al reeds vir jou die beplanning, maar in vers 11 sê hy vir jou waaroor die beplanning gaan. En ek het geweet dat die Here het dit in store, maar die Here gaan dit wat ek graag wil word aan my 2 dogters oorlaat. So my 2 dogters is in die maatskap. My enetjie, my oudste dogter het vir die jaar gegraduate. So sy is nou graad in maatskaplik en die ander enetjie Nadine, sy is dan nou social auxiliary. Ja, so die Here het dit vir hulle gegee. Okay. En die Here het vir my gegee onderwys, omdat ek in dieselfde proses het ek al 3 my kinders self groot gemaak, want ek het nie 'n mamma gehad of 'n pappa gehad om my kinders groot te maak. Om terug te kom na u private lewe of persoonlike lewe. U is nou hoe lank getroud? Ek is nou 28 jaar getroud. 28 jaar getroud. Hoe is daai journey? Marshall, weet jy, as 'n wonderlike journey. Okay. As 'n journey van aan die begin dan as die dominee moes nou vir jou getrou word nie, as die dominee moes nou, maar mag Jesus die bestuurder van jou bootjie. En in hierdie 28 jaar was die Here ons bestuurder gewees. Daar was uitdagings vir 2 jaar terug, was my man toe nou gediagnoseer met kanker. En weet jy, dit kos 'n biddende ma en 'n biddende vrou op haar knieë om jou kinders deur te dra en om daar te wees vir jou man. En dit het moeilike tye, daar het moeilike tye gekom, maar weet jy, ons was nie een keer bang nie, want die Here het ons deurgedra. Nice. Ons het nie een keer gevrees nie. En in daardie 6 ure wat my man in die operasie kamer was, het ons van 6 uur tot en met 3 uur gevas.
sonder om enige iets te drink of te eet. En dit is hoe sterk jou geloof moet wees. So in hierdie tyd, Marcel, kan ek vir jou sê, 'n mens kan niks doen sonder die Here nie. Want hy moet jou rots en jou anker wees. Jy maak nou iets oop van die man het kanker gehad, het hy nog steeds kanker as hy... Nee, hy is heeltemal skoon. Hy is heeltemal skoon. So, ja, dank die Here, gebed en sy genade. Daar sê. Kanker, ons, hoe kan ek nou sê, ons ken 'n bietjie van kanker, right? Ons doen naslaanwerk, ons hoor dit, ons sien dit baie op social media, op die TV, whatever medium dit is. Hoor is baie van kanker. Maar wanneer kanker uitsteek, dan voel dit soos 'n doodvonnis. Yes. Jy voel, jy vrees. Wat gaan jy nou doen? Hoe gaan jy nou lewe? En weet jy, Marshall, wat gebeur is dat met die nuus nie, en toe nou moet gaan met die operasie, weet jy, dat ons alles voorberei het. Dit is hoe die Here jou die krag gee. Alles voorberei wat ons as hy huis toe kom, dit moet reg wees en dit moet reg wees. Maar weet jy, op die ou einde van die dag, kom die Here en die Here sê, maar ek het aan vir julle beloof, ek is al die pad saam met julle. Ongeag wat gebeur. En weet jy, in daardie tyd, met sy herstel, kos het die mama langs die bed, die kinders langs die bed, en weet jy dat hulle nie geslaap het nie. Hulle het opgestaan, sodra die man wakker skrik, is hulle daar, selfs ek, sodra hy wakker skrik, is hulle daar, sodra die seun ook wakker skrik, die seun het heel nag wakker geskrik, en die seun het vir ons gesê, gaan werk julle, ek sal my werk los, om na my papa te kyk. En dit kos regtig, dit staan nie in enige jongman se skoene, om net so sy werk op te gee, om na sy papa te kyk. En ek moet sê, dat die Here gebruik hom nog steeds. Hy was in die polisie, hy het nou klaar gemaakt vir die jaar, maar, en die Here gebruik hom nog altyd. En die Here sê ons is nog nie ons wil nie, maar sy wil geskied. En dit is hoekom ons alle eer aan die Here kan gee. Ek probeer nou agter die kap van die pyl kom. Is maklik, dit gaan baie snaaks klink. Is maklik om in die ander kant te sit as iemand wat deur dit gegaan het. Ja. As in 'n reference point. Ja. Maar wanneer jy deur dit gaan, is dit baie moeiliker. Ja. As om te sê, ek wil jy moet my baie mooi verstaan, die Here het ons gehelp, die Here het hy gedoen. Ja. Die Here het hy gedoen. Maar ons geloof word getoets tot op die uiterste. Yes. En daar het obvious, ek wil nie woorde in die mond sit nie, maar daar het obvious seker vrae gekom van hoekom ons? Yes. Wanneer dan? Hoekom moet my man so lank ly? Wanneer gaan u na my gebed luister? Het hy thoughts opgekom en hoe het u manoeuvre wanneer die thoughts opgekom het? Weet jy, Marcel, die vraag nie, het opgekom toe ons die nuus kry. Okay. Maar toe ons die nuus kry en die dokter sê, maar dit is ongelukkig mos nou nie so ver nie. Gou gespeel en 'n goeie dokter, Dr. Aziz, maar hy het baie goed gou gespeel met dit en hy is toe nou vrywaar van enige kwaad, kanker en so aan. En toe ons die nuus kry, jy moet net bidden bly. En ek sê weer eens vir die gemeenskap daar buitekant. Ons moet by bidden begin bly, dat die Here kan werk in ons harte, dat die Here kan werk in ons lewens, dat die Here in ons kinders se lewens kan werk. Want regtig is moeilik om te glo, maar baie gaan vra, maar daar is nie 'n Here nie. Maar net om te sien dat wat hy alles vir ons doen. Die dag as jy nie kos het, kom maar skielik iemand en klop aan die deur en sê, maar is iets. Is dat dan nie 'n bewys nie? Wat moet die Here nog bewys? Ons gaan nou binnekort Paasfees in. Wat moet die Here nog bewys? Hy het vir ons gesê. En dit is vir my baie lekker om van die Here te praat. En dit is vir my baie lekker om vir ander te kan sê, maar dit wat die Here in my lewe gedoen het, kan die Here in jou lewe ook doen. Dit wat die Here vir my kinders gedoen het, kan die Here vir jou kinders ook doen. En weer eens, ongeag wat ek doen, 'n onderwyser, of my man 'n polisieman is, of my kinders nou maatskaplike werker is, dit maak nie van my 'n mens beter as jou mensie. Dit maak van my net so 'n nederige mens soos enige ander van ons. Die graad wat u voor
opvoeder is, wat 'n ouderdom is hulle? Alles 5 jaar. 5 jaar. Yes. Alles die boelige mannetjie. Ja, ja. Jy moet regtig die passie hê vir dit maar so. Net so 'n grappie nou Geen- vandag ja. het een van die onderwysers gou die graad 2 onderwysers het vandag net gou net gaan toesig hou want daar het gou iemand kom praat by die van die regskliniek met die kinders die graad 2 en 3 en toe sê sy juffrou dan toe want juffrou moet die dame nou bedank maar ek sal so gou net 'n tydjie daar sit hulle so 38 hulle so 35 en Marcel en sy kom terug sy sê juffrou hoe hou jy dit uit en dit is regtig die liefde wat jy het vir kinders so soos ek sê ek het al met 2-jarige kinders gewerk en ek werk nou met die 5-jariges en regtig vir my sit elke dag 'n not om op te staan 'n liefde vir die kinders en om elke dag uit te sien. In die middag moet ek as ek huis toe gaan moet jy eers jou bietjie oë toemaak net om te ontslae te raak van juffrou dit, juffrou daai, juffrou die, maar dit is regtig. En wanneer ek opstaan sommige kere sê my man, sy praat al in jou slaap van die kinders, maar dit is nog net 'n liefde wat ek het. En ek sal aangaan omdat ek aan die pad nog liefde het vir kinders en omdat ek my eie kinders groot gemaak het. Dit is waar die liefde vir kinders gekom het. Ek het nou vanmiddag en soos ek ook al stories gehoor het al, die kinders word in baie ge-expose in 'n baie jong ouderdom. En die kinders praat alles met wat hulle sien. Hulle leer van hulle ouers af. En in sekere omstandighede is hulle ouers nie fisies daar nie, dan is die ouma of die oupa. En dan kom hulle met daai mindset skool toe. Hoe hou u dan pause dat hierdie kinders wat so woelig is, wat soms vir u challenge om nie uself te verloor nie? Weet jy maar so, jy kry mos daai vorms, die aansoekvorms. Ja. En dan weet jy nie dat 'n mens 'n kind ken merk op dit waar vanaf hy kom nie. Maar jy kry daai vorms en ongelukkig is dit die meeste van die kinders wat nou in my klasie is ouers vir wie ek klas gegee het. Okay. Maar vir my as opvoeder is dit baie hartseer om te sien hoe verlore ons se kinders gaan. Vir my as opvoeder is dit hartseer om te sien hoe ons jong ouers nie die kans gee vir ons kinders, nie daardie tyd gee om saam met ons kinders te wees. Soos my seun was 'n matriek maatjie. En hy was nog enigste een op skool, nie? En die dag toe en ek moes toe nou aan onderwys en so aan en ek het toe nog besluit, okay, ek gaan in die vrouebond behoort. En okay, Saterdag moet hy mos nou gaan en so aan en daai tyd my man moes nou nie sokker was hy moes nou 'n referee gewees, nie? En sodoende moes hy nou alleen by die huis bly. En weet jy Marcel, omdat die wêreld so woes is daar buite kan jy so jong mense so insluk met verskillende dwelms en goedes en hulle is so maklik vatbaar. En die een vriend sê vir die ander vriend kom proe man. En dit is wat dit moeilik maak vir jou as ouer en te sê maar ek gaan nie my kind toelaat om daai te gaan nie omdat ek weer eens sê ek wil nie daar wees hoog wees nie, maar ek wil my kind kan beskerm omdat ek het beloof die dag toe ek my kind doop het ek gesê ek sal hom onderhou en ek sal hom onder die Here se arm se oë hou. En dit is waar ek besluit het toe nou ek moes 'n keuse maak van of my kind of ek moet aangaan met die vroue. Okay. En ek besluit ek bedank die vroue. En ek wees liewe daar 'n moeder vir my kind. En weet jy en vandag is ek spyt. Ek sê nie hy het verkeerde pad geloop nie, net om te kies dat hy sal voel maar niemand gee om nie, so ek gaan sommer verkeerde vriend doen, net om te keer dat hy nie in verkeerde vriende se hande kom nie, het ek liewer die vroue prys gegee om saam met my kind te wees, om elke dag te wees, want toe gaan jy, waar is jy, en ek dink dit is wat ouers moet besef, jy moet weet waar jou kind hom bevind, jy moet weet wie is jou kind se vriende? As jy nie weet wie jou kind se vriende is, gaan jou kind per ongeluk in verkeerde vriende se hande kom. En dit is hoekom ons kinders so verlore raak, omdat hulle in verkeerde hande kom en omdat ons groot mense ons kinders misbruik om hulle werk te doen. En dit is baie hartseer. En soms staan ek by die skoolhek en ek sien kyk hoe hierdie kind verval. Wat gaan ek doen? Dat sommige kere vrae doen, wat kan ek doen as onderwyser om hierdie kind weer te red?
Sommige keren was al 'n uitdaging. Juffrou, wil jy nie gaan klas gee by die Bregel net vir hierdie kinders om die kinders weer op die been te kry. Okay. En van die ander mense het my genader, selfs Alba wat die gebedssessies hou. Hulle sê juffrou, ons het jou nodig in die gemeenskap en so aan. Ek is nog werksaam en ek sê ek gaan nie dinge doen met my eie uit nie. Ek wag vir die Here. As die Here sê dis my tyd, dan moet ek doen wat hy vir my sê. Dan moet ek gaan red wat ek kan red. Ja. En dit is moeilik. Dit is moeilik. Veral as ons kinders diep in dwelms is, diep geval is, diep deur groot mense gebruik word en so aan. Dit is baie moeilik om my kind daar uit te kry. Juffrou mense nou van die ouers wat eintlik kan ek so sê, disclaimer, ek sê nie almal is so nie. Van die ouers is lost. En hulle weet nie hoe my rol te vertolk, soos u sê van, u het 'n mooi voorbeeld gemaak van support en daar wees vir die kind. En soms is dit moeilik, want soos ek voorheen gesê, die kind is nie by die ma nie. Die kind is by die ouma. Yes. Die ma is besig met haar dinge, die pa is nêrens te vind nie, of die pa sien dit as 'n fout, wat actually 'n blessing is. En vir die ouens is dit, vir die oumas en die oupas is dit baie moeilik, want vir 'n jong 5-jarige kind, vir 'n ouma wat 60 jaar oud is, is dit baie moeilik. Sy het nie meer die krag, sy het nie meer die energie, sy het dalk die wysheid, maar hy kan gaan onna uit hardloop en dan gaan sy nie meer weet op die einde van die dag hoe om dit te hanteer. Nou wat nou gebeur is dat sy gaan dan sê, maar hierdie kind is 5 dae in die skool. So juffrou Hendrikse kan dit maar doen namens die mamma. En dit is baie moeilik. Ek weet of u al 'n ouma is nie. Nee, ek is nog nie 'n ouma nie. So dit is baie moeilik vir die oumas om daai rol te vertolk. En die ouers voel hulle wil nie meer, hulle fokus op hulle eie ding, want my ouma of my ma sal na my kind kyk soos u gesê het, u na u eie kinders se kyk. Hoe belangrik is dit vir die ouers om regtig waar present te wees? U het nog gesê van prys gee. Waar u mos nou die vroue samekoms pryse gegee het. Maar hoe belangrik is dit vir 'n ouer om regtig waar daar te wees vir hulle kinders? Maar so, weer eens soos ek sê, as die ouer regtig daar is vir sy kind, daai van gaan saam biblioteek toe, kom ons doen saam huiswerk, kom ons gaan saam dorp toe, as daar nie taxifeer is, kom ons loop dorp toe, kom ons gaan saam sportveld toe, net hy daar wees, dink ek gaan ons 'n beter kind kry. Ons gaan 'n slimmer kind kry. Want lees is baie belangrik. Maar weet jy wat gebeur nou om die kind dan te sê, man, hier is die foon, hier is die selfoon. En die selfoon maak dat kinders baie minder tyd het vir lees, baie minder tyd vir kommunikasie. Ek sê al baie by die huis. Baie min tyd het vir kommunikasie, want die foon het gemaak dat daar nie meer aan kommunikasies in die huis is nie. Daar word nie eers meer om 'n tafel gesit en eet nie, want die foon is daar so. En op die foon word die kinders blootgestel aan baie goedjies. En ouers besef nie altyd dat waar in watter app die kind is. Ouers besef nie altyd dat daar word boodskappe van hulle fone afgestuur vir sekere goed of vir sekere persone met wie hulle in kontak is, en dan is daar altyd misverstande. Yes. So om ek sal dit weer herhaal, maar so om die foon weg te haal, gaan jy 'n beter kind kry. Om net die kommunikasie te kry van, kom, ons gaan lees, kom ek lees vir jou 'n storie. Daai tyd, daar is nie meer daai nie. As ons daai het, gaan jy 'n hele beter kind kry. Dan gaan ons kinders nie verlore nie. Ons kinders gaan nie sommer uitval nie. Dan gaan hy wees van, ek wil skool toe gaan. Dan gaan hy wees van, mami kom vat my biblioteek toe. Mami kom ons gaan sportveld toe. Mami kom kyk vir my, ek gaan netbal speel, sokker speel of rugby speel. Net hy daar wees. Dink ek gaan ons 'n beter kind kry. En ons maak so, veral ons stout kinders wat so baie stout is, wat ons maak by die skool, ons probeer hulle om in die sport te kry, sodat hy 'n bietjie weg kan wees uit die pad uit van die kwaad doen en so aan. En net om ons kinders te wees, maar ons is daar vir jou. Ons support vir jou. En as jy net kom vra, wat baie belangrik is. Ja. Een van die issues ook wat die ouers face is, en hulle is baie skaam oor te praat, is skoolfooie.
kom ons los skool vir jou. Kom, een van die goed is hulle het nie kos vir die kinders nie. Hulle kos kinders kan nie eet nie. As telke male wat ek hoor, maar my kind het ek vandag skool toe gestuur nie, want ek voel te skaam en hulle het ietsie om te eet nie. Hoe groot probleem is dit regtig in die skole met weet jy maar, so ons kinders wat honger skool toe kom? Weet jy maar, so wat ons doen by die skool, so ek leer hulle hier by Pre-Graad R, nee. Ons leer die kinders om te deel. Ons leer die kinders om te deel met jou maatjie wat jy het nie. En ons skool self het die voedingsskema waar ons in die oggende, ons gee ons vir die kinders pap en in die middag gee ons vir die kinders kos. Maar wat gebeur is, van die maatjies bring ekstra brood deesdae skool toe, omdat ek het dit, die eerste dag van skool het ek vir die ouers gesê, maar dit is hoe die klasie, dis die opset van die klasie, ek laat altyd die maatjies deel met mekaar en moenie die maatjie by die huis hou, omdat daar nie kos is nie. Soms wat ek doen, soms die kos wat ek vir myself bring, sal ek vir 'n maatjie gee. Dan sal ek liewer daar die uithou vermooi om sonder kos en vanmiddag ietsie te gaan eet. En wat ek ook nou doen is dat 'n mens sien en ek is nou vir hierdie eerste keer hierdie jaar is ek by die klere, ek is verantwoordelik vir klere, soos vir al kinders wat nou nie het nie, kyk ons na, en selfs skoene, so ek probeer voelers uitsteek, waar ons dan hierdie kinders dan ook kan akkommodeer voor die winter kom. En, maar ek weet die Here sal reeds vooruit en blessings gaan inkom. So, dit is my, en ek is baie opgewonde vir dit. En ek geniet skool. Ek geniet regtig skool en ek sien elke dag uit om skool toe te gaan en ek droom altyd wat ek die next dag gaan doen. En dan veral waar kom ek altyd dan hier en sê ek nee, ek het gedroom as hulle, nee vrou, ek kan nie so droom soos jy nie. En dit is my lewe en ek geniet regtig wat ek doen. Yes, die passie vir dit. En selfs toe ek retail ook gedoen het, was die menseverhouding wat jy het. Menseverhouding en nog baie van ou kliënte soos in blankes, kleerlinge, Africans, soos baie van die mense ken my nog as by die retail, Ackermans, Pep Stores en Haties. So, maar dit is waar ek sê altyd, jy moet 'n persoon hanteer soos jy hanteer wil word. Want dit is baie belangrik. Moenie minder ding van 'n persoon, al is hy hoe vuil buitekant, behandel hom dieselfde soos jy behandel word. Môre kan jy ook daar staan. En dan verwag jy ook, jy moet so behandel word. Verseker. Juffrou, hoeveel kinders het juffrou in die klas? Ek het in my klas 35 kinders. 35. Hoe manage juffrou al die 35 kinders, want dat is verskriklik baie. Ag, Marshall, dit is nog 'n bietjie min. Seker 'n hele paar jaar, Marshall, het ek 'n getal van 50 kinders gehad. Sure. By die graad R. En hulle is nou al matriek, Marshall, hulle is nou al mammies en so aan. Maar weet jy, soos ek weer eens sê, as jy die passie het, as jy die passie het vir dit wat jy doen, en lief is waarvoor jy doen, gaan die getalle nie, maak die getalle nie saak nie. Want is nou in hierdie tyd raak dit bietjie moeilik, want jy het 'n moeiliker kind. Jy het 'n kind wat nie, hoe sal ek sê, die support het van die mami nie. Die tyd was daar die support van mami. Byvoorbeeld as jy sê, okay mami, ons doen vandag hierdie projek, byvoorbeeld huise. En kan mami vir hom of vir haar help om 'n huis te bou. En dan gaan jy sien, ek het die mooiste huise, want die mami het saam met die kind huis gebou. Maar as jy nou kom die kinders nie, my ma het my nie gehelp, so ek het nie huis nie. En vir die jaar het ek ook die projek sommer weer begin om te sê, ouer, kom ons help die kind om huis te bou. En toe kry jy die mooiste huise wat daar kan wees. En ek het dan gewonder of ek een van huise as my huis kan bou en so aan nie. Maar dit is waar, soos ek sê, maar so is die ouer en kind, die bond. En dit is 'n wonderlike bond. En dit is, soos jy sê, is 'n blessing om 'n kind te hê in die lewe. Daar's soveel wat nie kinders kan kry nie, maar wat aanneem, wat ook daai liefde vir kinders het. En vir my, omdat ek my mami en daddy is al op 'n vroeë jaar dood, so hulle het die not gehad om ouma en oupa te wees vir my kinders. So ek het tantes gehad wat gelewe het, wat sommer daai ouma en oupa rol gespeel het. En dit is wat vir my maak wat waar ek vandag is dat hy selfstandige vrou van, ek weet wat ek in die lewe wil hê. Nice. En so ek sien nog na baie dinge uit. Daar sê.
die mense nou van die kinders, hulle is in matrikaal en jy het al vir hulle ook geleer. Ek het nou die dag toe hulle die uitslag gee van die skool, van die matrikulante. En dit was, hulle het gesê 1.2 miljoen kinders het begin van graad era. Ja. En op die einde van die dag by graad 12, toe was daar net 660.000. En 1.2 miljoen van hy kinders het begin. So om en by die helfte van hy kinders het dit nie gemaak nie. Waar raak die kinders los in die skoolsisteem? Marshall, ek sal nie sê, soos ek jou sê, selfs dit begin by die hoërskool self, en waar ons, sal ek sê, onze jong kinders val mos op die hoërskool in dwelms. En ek dink, om dit herhaaldelik te gebruik, maak het dan, soos hulle sê, soos die dokter sal sê, maak het van die breinselletjies mos bietjie, en sy wil mos net meer hê. As sy begin, wil sy meer hê, en sy meer hê, en sy meer hê, en later dan gaan sy nie meer kan konsentreer, as sy in die klaskamer is hê. En ek dink, en baie, soos ek vir Marshall sê, is dat, kos het die ouer wat die kind se hand moet vashou, selfs in matriek. Yes. En as jy nie jou hand daar, as jy nie die kind se hand daar gaan vashou nie, gaan die kind val. Want dit is eintlik jou standaard waar jy jou hoërskoolloopbaan is eintlik waar jy jou kind se hand moet vashou. En sê, ek stap die pad saam met jou. Die kinders voel die curriculum op die skool. Ek weet jy is besig met baie jong kinders, maar daar is ook al van 'n building phase by julle. Hoe maak, want dis nou my siening, nee, is dat ou manier van skool gee werk nie meer nie. Dit is die beste manier. Nee. Die beste manier om skool te gee en die beste manier om 'n kind se aandag te kry. Okay. Maar nou ja, die jare het verander en die curriculum het verander en meer werk en so aan. En dit is, ek dink, soms van ons kinders voel, maar die lading is te veel. Yes. En soms dit is hoekom hulle uitsak. En maar soos ek weer eens sê, jou ouers speel 'n rol. En soms verstaan nie, die nuwe goedjies maak dat die ouers verstaan nie soms die werkie. Yes. Hulle verstaan nie, die jong ouers verstaan nie die nuwe werk wat maar soos in die ou curriculum was, soos in daai tyd toe ek skool gegaan het ek Bybelkunde gehad, daar is nie meer dit nie. Ja. Het ek biologie gehad. Okay, dit is nog daar, maar soos in verskillende goedes op die ou manier, dink ek sal ons ook 'n beter kind gehad het. Ek dink en die kinders voel maar hulle het nie meer lus vir so baie werk en baie huiswerk nie. Ja. Dit is hoekom ons kinders so uitval ook. Ja, kyk, lewe raak makliker. Yes. Jy het 'n selfoon wat jy op die internet gaan en dan pops jou ankel, jy het AI nou deesdae, waar dit vir jou so gemaklik maak. So, ons lewe in 'n microwave stage, waar alles gemaklik is, eenvoudig, jy druk die knoppie, boep, waar is dit? Destyds moet nog na 'n biblioteek toe gaan om boeke te kry en naslaanwerk te gaan doen. Jy moet dinge print daarso en vandag se lewe werk dit nie meer so nie. So is 'n hele different ball game as 20, 30 jaar terug. En dis hoekom ek sê, dit kos, soos u sê vir die passie vir opvoeders om, hoe kan dit sê, adapt to change. Want anders dan gaan hierdie kind verloor. Ja. Die ou way van, dis weer eens my siening van curriculum en skool aanbied, is verby. Dit gaan nie meer wat ek eintlik probeer sê van die ou, jy staan nie voor in die klas, en jy bied die klas aan, en jy lees van 'n boek af, en dan gee jy die kind huiswerk. Jy gaan hy kind verloor. Sy aandag gaan hy verloor, soos u ook sê, as 35 kinders in die klas en hulle is vol energie, hulle ken nie van stil sit nie. So, om tot in hulle met hulle deur te dring, moet jy baie creative is. En as hy liefde nie daar, as jy gaan hy creativity nie uitkom nie. Yes. Daar's 'n onderwyser, of 'n opvoeder, wat in dieselfde skoene as die bootjie is wat u is. Hoe kry hulle nog, hoe kan hulle maak om 'n energie te kry vir al die, kom ons sê 40 kinders in die klas? Of wat nou u, soos in u nou, u se geval. Weet jy, soos ek weer eens sê, ek dink nie aan die getalie. Ek dink aan voorbereide onderwyser. Weet wat sy wil doen en sien uit.
staan vroeg op, drink 'n koffie en sien uit vir die dag. Dit is my en ek wil vir die gemeenskap sê of vir die opvoeders daar buite kan is moet nooit opgee vir dit wat jy doen nie en as jy geroepene is. As dit jou passie is, hou vol met dit wat jy doen. Sure. Je kan het nie beter gestel het. Ek staan en dink dus so aan wat u ook sê van die kinders kan nie lees nie. Hoe maak u dan met die kinders om at least van die basics in hulle in te ploeg? Maar so, ek is mos nou die pre-graad en wat ons doen, ons maak ons gebruik van klap sodat hulle dit kan hoor. En soos ek, wat die ouers kan doen, dit is waar die ouers in kan kom met lees, is dat wat ek in die biblioteek toe man. Gee die kind 'n prentjie en laat die kind vir jouself sê, maar wat gaan aan by die prentjie? Is om die prentjie, hy kan nie lees nie, maar hy kan sê, okay, maar Janie skop die bal of so. En dit is hoe die kind leer lees, ja. Dit is baie belangrik en soos ek weer eens sê, ouers moet belangstel in die kinders en ouers moet gereeld die kinders boeke na die biblioteek toe vat, want ons het 'n biblioteek. As jy nie by die biblioteek wil sit nie, maak die kinders 'n kaartjie oop, trek boeke en lees dan by die huis. Ons ouers moet regtig inploeg in ons eie kinders en dan gaan ons 'n beter gemeenskap kry ook. Juffrou mense nou van jy het 3 kinders, al 3 is nog by u in die huis in? Yes, al 3. Het die man, sê maar? Ja, nee. Okay. Het die man skool. Dis 'n baie besige lewe. Hoe hou u trek? Dis 'n goeie vraag, Marshall. Marshall, ek het 'n lieflike man. Nice. Hy is ons nou afgetraind. En in die middag is wasgoed is klaar gewas. Nice. En soms is die kos ook klaar, so dan kan ek net gaan sit en dan kry ek nog my koppie tee ook. Nice. En soms as hy nou te besig is, dan gaan ek mos nou eers 'n bietjie soos ek sê, eers 'n bietjie net afskakel en dan maak ek my gereed vir kos maak en so aan. En ek en my man is saam in die koor en so. Dit is ons passie altyd. Doen dinge saam, gaan saam uit en so en ja. En dit is wat ons huwelik so 'n sukses maak. Ek is daar vir hom en hy is daar vir my. Nice. En dit is wat ons kinders, my meisiekinders is my vriende. Ek like dat. My meisiekinders is my vriende, gesels met hulle so en my skoonmense kom altyd kuier en my suster en so aan. So ek is een van 'n tweeling. Het onlangs vir juffrou Roxanne Rode gehad. My suster is met haar oom getroud en maar ons is een van die twins, lyk identies, maar baie lief vir mekaar, ja. Nice. U mense nou iets wat ek wil 'n bietjie gesels oor. U sê u man help vir u met die chores in die huis, kos maak, skoonmaak, bring vir u 'n koppie tee as jy by die huis kom. Society label sulke mans as weak. Word sulke mans regtig gesien as weak? Ek praat nou van u wat die vrou is. Nee, want ek kry nie maklik sulke mans nie. Sure. Ek kry nie meer sulke mans wat daar is vir hulle vrouens, want elke man het sy eie ding. Elke man het sy eie manier van dinge doen. Elke man sal huis toe gaan en gaan sit agteroor, vrou moet alles doen. Soos ek weer eens sê, ek het een van die beste mans gekry wat van die begin af wat ons getroud is 'n man, as ek van die skool af gekom het of van toe ek by Ackermans gewerk het, as ek huis toe gekom het, was die kos klaar. Ek moes net opskep en so aan. Soms was die kinders al klaar gewas en so toe hulle kleiner was, maar regtig of soms was hulle hare ook klaar gevlieg. So ek het nou so en ek kry nie maklik meer sulke mans nie. Yes. Ek kry nie meer sulke mans wat regtig daar die vrou se hand vat nie. So ek moet regtig sê ek het regtig 'n wonderlike man. Disclaimer, ek wil net dit uit sê daar is dat juffrou sê nie die mans wat dit nie doen nie is slegte mans. Nee, glad nie. Soos juffrou gesê, juffrou telke male aangehaal dat elke man doen sy ding differently. En mans, as julle vrouens support in watter way? Julle support. Ja. Al is dit deel kos maak, al is dit net moral support. Al is dit net by die skool kom optel waar die vrou werk. Ja. Daai is support. En hou aan met daai goed. Ons verstaan nie hoe baie dit beteken vir 'n vrou. As ons net daar instaan en van hy gaatjies toestoppie. Ja. Om my rol te vertolk so nou en dan. Ons haal die wasgoed af. Yes. Is nie so 'n groot storie as die wasgoed afval het dat ons
daai tye van mat sou wees is verby en ons alleenlik met die hassel en die bassel van die lewe van vandag kan hierdie bootjie alleenlik vorentoe beweeg as beide partye hulle kan bring. Dit is so ja, Marshall. Waar pas, u praat nou heeltyd van geloof en van hoe besig u is en hoe u met kinders werk en u huisgesin self en whatever ook u in 'n persoonlike kapasiteit doen, waar pas God in die prentjie? Marshall, toe ek jonger was, nee, het ek ons klas geloop, Methodist. Ja. Sonneskool gehou en na die sonneskool en die jeugwerk en so aan. En weet jy, en met my mammy se afsterwe, nee, het ek baie vrae gevra. Baie gehuil, jy weet, soos enige persoon sal doen. En dan het dit moes nog gekom dat in daardie tyd kos het moes maar net geloof. Maar die Here het kom sê, en mamma het toe nou, het moes nou strook gehad en sy het net in 'n week se tyd het sy nog gegaan. En in daardie tyd was dit 'n leemte wat gevul moet word, Marshall. En ons is nog almal in die huis en so. En my broer was al getroud en die ander broer was al getroud. En maar as kos vir ons as familie om saam te staan. En so het ek opgegroei en nog steeds hier gegaan. En toe ek en my man getroud was, dus het was nou die huishouding, is moes nou retail, huis toe gekom, kos maak, selfs toe ek by St. Joseph's ook gewerk het, kos maak, huis toe gekom. Maar ek het altyd vir die Here gevra, in retail het ek vir die Here gevra, Here, maak vir my 'n deur oop, waar ek met my kinders kan wees, waar ek saam met my kinders kan dorp toe gaan, waar ek saam met my kinders net vakansie kan hou. En weet jy, die Here sê maar is mos nou weer jou tyd, is mos my tyd. En weet jy, in Februarie 2004 sê die Here vir my tot hier toe nie verder. Dat het begin toe hulle ons Sondag begin wegvat. Toe ons op 'n Sondag moet werk. Ja. En daar het ek besef die Here praat nou. En ek staan doodstil maar so. Briefjes op die tafel en ek stap so om te draai. Ek het nie weer teruggegaan na retail weer toe nie. En daar die Here, ek is net vir 'n maand by reis maar so. Sure. En toe gaan ek in vir educate. Nog eens 'n lankie, soos ek sê 11 maande baie goed gedoen. En daai 11 maande kom seën die is net blessings en blessings en blessings wat die Here vir my gee. En tot op hier toe gebruik die Here my nog steeds waar ek soms dienste boodskapies gee by die skool en ek gaan selfs na die ouer huise ook waar ek ons ou mense bemoedig en sê maar daar is die Here is nog daar. en dit is die excitement wat daar is man. En ek is baie opgewonde as ek die Here se werk doen maar so want hy het ons so deur baie dinge gedra. Ja. En 'n mens kan net groei van krag tot krag. Verseker. U los retail, was u daai tyd getroud of? Ja, ek was getroud. Hoe het die man het gevat? weet jy maar, soos ek sê, daai tyd was hy nog in die polisie, né? Ja. Hy was uit in die polisie, nou soms as hy vir alles in die middag, hy so vir alles in die nag moet gaan weer. En dan moet hy nou eers vir my kom haal om klaar te maak om nag te gaan weer. En weet jy, en dan staan my man nou uit klaar geslaap. Wag vir my by die winkel of by die parkeerarea. Ek moet nou kom want ek moet nou huis toe kom want ek moet nou kos maak sodat hy kan gaan werk nou nie. En weet jy, en as hy af is, hy 4 dae dan maak hy kos. Okay. So ons het mekaar lekker aangepas, maar die dag toe ek klaar is, moet ek sê is dat toe is dit vir my 'n blessing. Want ek kan nou net doen wat ek wil doen of doen wat die Here wil hê ek moet doen. Daar wees vir my kinders, saam lees, saam huiswerk doen. Soos ek vir in die vorige keer gesê het, ouers moet daar wees vir hulle kinders. En dan gaan jy 'n beter kind kry. Verseker. U is toe klaar by retail, u is in educate en skool. Dis my siening as 'n calling, soos ek voorheen aangehaal het, is 'n lewe passie uit. As jy dit gaan doen nie, dan van die geld wat jy kry is genoeg het. Wag, laat ek so sê. Dit sal jy opweeg met al die werk wat daar aangaan. En jy sal dit nie altyd voor jou neus om te sê dat nee jong, as die mense my nie meer geld gaan betaal, dan gaan ek hierdie werk los. Jy gaan aan want die liefde vir dit is dit. En dan voel jy werk jy.
Daar's 'n jong dame of ja, ek sê jong dame daar buitekant wat ook so graag wil skool hou. Maar hulle word afgesit deur soos jy sê, daar's 35 kinders in 'n klas. Dinge gaan nie altyd soos u dit wil hê dit moet gaan nie. Is baie harde werk. Is nie net jou normal is wat begin die skool af 8? Nee, 8 uur. 8 uur tot en met 2 uur, as ek reg is. Maar 3 uur dan gaan julle huis toe. So as jy van 8 tot 3 nie, daar's altyd ander goedjies soos ek sê beplan en jy sien uit en jy kry reg vir die next dag. So dit vat jou tyd na 3 uur vat dit ook van jou tyd. So daar's 'n dame daar buitekant wat voel hulle wil hierdie rigting ingaan, maar die drive is nie daar nie. My boodskap aan hulle daar buitekant is dat as dit regtig jou calling is, as jy regtig dit wil doen, Marshall, moet geld nie vir jou terughou nie. Weet jy, toe ek by Laerskool Rietenbos begin, het ek volunteering gedoen. Okay. Sonder geld. En daarna word ek aangestel. My salaris R3000. En ek het nie omgegee nie, omdat die liefde daar is vir kinders. So aan hulle daar buitekant wil ek sê, as jy regtig, as dit jou calling is, as dit regtig is wat jy wil doen, moet jy gaan ongeag van die geld. Ja. Ook ongeag van die min salaris. Jy kan jou daar vanaf self opbou. En dan sal jy sien, deur 'n opoffering te doen, deur min te verdien, gaan jy baie meer verdien op die ou en van die dag. Ja. Jy moet net aanhou, uithou Sê. en moet hou. Sê, ek like dit. Juffrou, kinders, wag, laat ek so sê, ouers is lief vir hulle kinders. Kom ons kry goed dit uit. En daar kom soms waar hulle die kat by die stert beet het van die kind het te sê, maar juffrou het nou vir hom geslaan en juffrou was lelik. En daai mamma kom skool toe want sy gaan nou 'n hele skool afbrand. Dis is sy nou voel want hoe kan juffrou my kind dit sê en my kind 'n rapsie gee op die boude om so te sê. Het juffrou so sulke gevalle gehad en hoe het juffrou gemaak? Marshall, aan die begin, dit was al jare terug, was daar een van die kinders wat skool toe gekom het, en nou weet jy, ek koop moes nou hierdie rugsakke by die skool, man. Ja. By die stalletjies, en hierdie daddy kom toe nou skool toe, Marshall, en hierdie daddy, ons is nog besig om in die klas te gaan, en hierdie daddy maak die deur toe, en hierdie daddy sê, ek brand die hele klas nou hier af. Ek wil nou weet, wie het my kind se sak geknop? En die arme kinders is mos nou, want hier is mos ook 'n daddy wat mos nou in dwelms is en so aan, en hy sê, hy het die sak, klonk geld betaal vir die sak, maar hy het die sak by die stalletjies gekoop, maar dit ongeag, maar dit was 'n nuwe sak. Maar min weet hy nie, so, hoe langer die sak in die son lê, hoe langer gaan die sak begin kraak, want dit is mos 'n ander tipe plastic. En toe ek nou dit verduidelik, toe verstaan hy, maar daar was soveel vrees net in daardie oomblik wat hy nou sê, dit is in die oggend, toe die klas nog eens begin nie. Sure. En die kinders sit nog hulle sakke neer, en hy is in die klasie, en hy wil nou net hierdie kinders, hy soek die persoon wat die kind se sak geknip het, maar hulle mag nie met skere werk nie. Hulle mag nie met skere werk in die teenwoordigheid van 'n onderwyser nie. Okay. So ek los hulle nie alleen met 'n skere, want baie dinge kan gebeur. En op die einde van die dag het ons maar die probleem opgelos. En sodoende het al sy kinders nou by ons skool gegaan. En ja, dan, dit is maar een geval. Die ander geval is veral met boodskappe. Ek sê, juist in die begin van die jaar, wanneer die kind die eerste dag kom, sê ek vir die ouer, maar mami, daddy, ek vra baie, baie mooi. Ek is die onderwyser. Dis u kind, maar wanneer die kind met 'n storie by die huis aankom, kontak eers vir my. Okay. Vra eers vir my, juffrou, is dit so? Want wanneer dit so is, kan dit regtig 'n groot probleem raak as u die storie heeltemal. Ja. En ek het nou onlangs ook 'n seentjie gehad wat nou kort die seentjie gaan vertel 'n storie en dit is toe nog nie so nie. Toe kom my mami skool toe, maar die mami was nog nooit by die skool nie. Die mami kom skool toe, die mami sê, maar ek wil nou. Toe sê ek, nee mevrou, kom ons vat gou rustigheid, kalm. Die belangrikste is om die ouer kalm hou. En sê, maar mevrou, kom ek sê vir u, dit is nie so nie.
Hy vertel alleen, dit is hoekom hy sê, hy wil nie meer skool gaan nie, omdat hy weet wat hy verkeerd gedoen het. So ek hou hulle maar so. Want onze jong kinders kan, en ouers van die ouers kan baie glo, dat kinders sê. Yes. So ek hou elke ouer wat kom net kalm. Dat ons die storie baie op 'n mooi en 'n gepaslike manier kan uitsorteer. En dit is hoe ek sake hanteer by die skool. Lekker. Juffrou het nou ook weer iets gemention van kinders sê hulle wil nie meer skool toe gaan nie. Of hulle kom nie meer skool toe nie. Hoe deel juffrou met so 'n kind van hy's emotional of sy's emotional en dit kan maak dat die ander kinders ook aansteek of vreesbevange maak? Wat doen juffrou in so 'n geval? Soos ek het vandag ook gesê, ek sê vandag vir een van die onderwysers gesê is dat ons as opvoeders herhaal dit baie keer. Iets ek al gesien, Marshall, daai gevalletjie van die 8-jarige kind wat so by die skool geboelie word. En ek sê weer eens is dat ek hamer elke oggend. Moenie jou maatjie slaan nie, moenie jou maatjie se hare trekkie. En ek gebruik vir myself as 'n voorbeeld, ek trek my hare of ek klap in my gesig of ek trek my ore sodat die kind kan weet waarvan ek praat. En soos knyp of wurg of so. En ek sê elke dag wanneer jy gaan maak dat jou maatjie nie wil skool toe kom nie. Selfs met dit is waar die deel inkom, as 'n maatjie net die deel. En wat ek nou begin doen is dat ons moet nie neerkyk op ander wat nie het nie. Dit is wat herhaalde kere wat ek vir ons maatjie sê dat moenie neerkyk op 'n maatjie wat nie 'n pakkie chips het nie, moenie neerkyk op 'n maatjie wat nie 'n vruggie het nie. Soms is daar nie 'n huisie, maar dit is waar jy en ek inkom om te voorsien as ons ekstra het. Sure. Juffrou mense weet iets van bully en ek wil goed dit vlugtig aanhaal. Ja, ouer is miskien nie so betrokke by die kind nie, want die ouer moet toeskof te werk om met lees skoolfooi te betaal, om met leesfondse te hê vir die buitemuurse aktiwiteite of whatever. En die ouer kry net die kans, intimate kans met die kind nie. Maar daar is so nou en dan 'n 2 uurtjies of so wat die ouer kan sien, okay, dis my kind nog en my kind is nog heel en right. Wat is daar van die tekens wat die ouers kan sien dat die kind word geboelie? Want weer eens, het 35 kinders, al die kinders gaan nie oopmaak om te sê, juffrou, maar Jannie boelie vir my nie. Hoe weet hy ouer dat hier is 'n rooi liggie wat aangaan nie? Ek moet begin aandag gee aan hierdie rooi liggie. Marshall, 'n goeie vraag, ook 'n moeilike vraag, is dat baie van ons kinders is baie keer bang om te praat. Yes. En soos vandag het ons mos nou weer die mense van die reskliniek gehad en waar ek ook dan vir die graad 2 en 3 maatjies gesê het is dat waaroor dit gaan. Eers 'n inleiding gegee vir hulle om te sê maar moenie bang wees om te praat nie. Wanneer jy in sulke situasies verkeer, moet jy nie bang wees nie. Want jou juffrou, ek herhaal, jou juffrou is jou mamma hier op die skool. Okay. En jy moet jou mamma kan vertrou. En jy moet vir juffrou kan vertrou, want juffrou is daar om vir jou te beskerm. Want as jy nie gaan oopmaak teen jou juffrou nie, gaan jou juffrou nie weet nie. En dit is wat baie belangrik is en selfs sommige kere, Marshall, kan jy selfs in die klasse sien wanneer 'n kind terug in 'n hoekie is. Sal jy sien man, iets is nou nie lekker hier nie. En dan moet jy as onderwyser kan probeer nader kom en sê maar, ek sien hy is so stil. Vertel 'n bietjie vir juffrou, laat hy so 'n bietjie langer so sit of op jou skoot sit. Vertel 'n bietjie vir juffrou, maar wat gaan aan? Hoekom is hy so stil en so aan? Maar net so 'n tydjie gee en later dan sal hy oopmaak. Dit is nou die juffrou se geval, maar ek praat nou van die ouer. Hoe kan die ouer optel my klong word geboelie? Maar ons het baie slim kinders. Hulle sê, Okay. my klasie is baie slim en hulle gaan sê vir die ouer. Nice. Wat baie omdat ek het elke keer hamer by die skool en sommige keer sal die ouer vir my WhatsApp en sê juffrou, hierdie en hierdie dit gesê en dan sê ek maar mami, ja, dat ek dra kennis daarvan, maar vra gou vir hom wat het hy gedoen. Yes. Want 'n kind gaan sommige kere 'n storie oor vertel, maar hy vergeet van wat het hy gedoen. Dit is waar hoor. Sure. Die laaste vraag juffrou. Hoe dring 'n ouer deur tot by 'n kind? Want die kind hoort miskien voor die ouer se neus om te sê dat maar jy het vir my gekry toe jy nog op skool was. Jy gebruik tik, so ek gaan nie na jou luister.
jy sê nie vir my nie, want jy is nie daar vir my nie. Hoe dring so 'n ouer deur tot by hulle kinders? Want iets dalk met 'n ouer gepraat al en 'n bietjie, kan ek sê, raad gegee, net om 'n bietjie probeer om die werk ligter te maak vir u, al is u die mamma op die skool. Maar so weet jy is dat soos ek sê is dat jy moet geduld hê met jou kind. Vloekwoorde. Ja? Dat wat die ouers sê, neem die kind in. En die kind gaan aanneem maar dit is reg. Hy aanvaar dit. Dit moet so wees. Yes. Maar as jy met jou kind met respek gaan hanteer, gaan jou kind vir jou ook met respek hanteer. En die kind gaan sê, mama, juffrou sê ons praat nie so nie. En dan sommige kere sê die mama vir die kind, maar wie is jou juffrou? Maar die juffrou is daar om die kind dissipline te leer. Ek sê altyd, dissipline begin nie in die skool nie, dissipline begin by die huis. Dit is wat ek vir die ouer, dit is wat ek vir die ouer ook sê in die klas. Dissipline begin nie by ons nie. As u kind reg hanteer, as u reg praat met die kind, dan gaan ons 'n beter kind kry in die skool. 'n Kind gaan respek hê vir sy onderwyser. En dit is waar die kinders net praat met die onderwysers soos hulle wil, want hulle voel, mamma doen dit en ons voel, dit is reg. Ek noem hierdie wisdom session en die ouers, ons gaan weer terug na die ouers toe. Jy het gesê die ouers moet support en daar wees vir hulle kinders op die klein goedjies man, wat saak maak, wat ouers dink dit maak nie saak nie. En een van die goed wat ook ouers afskrik, ek het voorheen gepraat van my, ek het maar net vlugtig oor gesels, 'n skoolfooie. Kom ons laat ek eers die vraag vra, word 'n skoolfooie by julle betaal? Ja, ons is 'n skoolfooie betaal by skool, ja. Okay. As ouers dit nie kan bekostig nie, wat is die way forward? Marshall, dat is een moeilijke vraag wat je me nou vraagt. Weet je Marshall, skoolfooie daar is daar die vorm van graad 1 af, van graad 1 tot met graad 7 wat ons die kwijtsgelding vorm. En weet jy, daar is so baie ouers daar buiten kan. Dit wordt gesê in die vergaderings, maar hulle kan gebruik maak daarvan. En so min ouers stel belang. En daar was soveel keer uitgereik na hulle toe, kom skool toe, kom ons help jou die vorm invul as jy nie kan skryf nie. Maar baie van ons ouers het daar die trots en sê, maar hulle gaan nie. So, wat het baie moeilik maak. En soms was daar ook idees gegee, kom doen ietsie op die skool man, en sodoende kan ons die kinders se skool voor je dan, verstaan jy, kan ons dan gesels oor die settlement van die skool voor je. Net die feit dat jy wil, wat baie belangrik is. Daar sê. Juffrou, mense nou van die skool voor je, ek staan en dink nou daaraan, hoe registreer die ouers hulle kinders by? Ons het 'n sekere tyd, veral in Desember, waar ons 2 dae in Desember waar die ouers aan kans kry om die kinders te kom registreer. En as hulle nie kan nie, dan moet hulle mos nou Januarie wanneer die kinders skool toe kom, dan registreer hulle. Want baie van die ouers wat mos nou nie, miskien daai tyd wanneer die registrasie is, geld het nie, maar hulle die geld dan eenkant sit om dan Januarie te kom registreer. Okay. Registrasie vind dit net by die skool of kan jy dit online ook doen? Jy kan dit ek weet nou nie of online nie, maar ons gee ons bank details. Okay, om die betaling te doen. Ja. Okay. Daar's van die gevalle wat ouers teruggewys word om te sê dat my julle is laat. Dit is baie moeilik nou. Vir 'n ouer, as hulle laat is daar nog hoop vir hulle as hulle laat kom registreer? Want mens verstaan nie altyd. Daar is nog hoop, Marshall. Want een voorbeeldjie is dat ons by Laerskool Ritenbos wys nooit kinders weg nie. Enige kind is welkom, want jy ken nie die kind se omstandighede nie. Jy ken nie die kind se omstandighede nie. So selfs ons hoof met ons ontvangsdame, ons sekretarisse, ons sal nooit kinders wegwys. Want elke kind het daar die opvoeding nodig. Yes. Laaste vraagie. Ek het nou voorheen 2 verhaal teruggesê as die laaste vraagie. Is daar hoop vir Kloetiswil? Daar is. As ons ouers net moet standvastigheid kry. Okay. Vir alles die jong ouers. En sê, maar ek gaan vandag daar wees vir my kind. Sure.
Ek gaan saam met my kind die pad stap. Ek gaan saam met my kind boeke lees. Ek gaan saam met my kind huiswerk doen. Ek gaan saam met my kind sportveld toe. As ons alles daai net, gaan ons 'n baie beter kind kry. Ons gaan 'n baie beter gemeenskap kry. Sure. Net om daar te wees vir jou medemens en vir jou kinders. En selfs vir iemand anders se kinders ook. Jou eie kinders is mos nie net jou eie kinders nie, maar om daar te wees vir iemand anders se kinders. Dalk is dit soos jy voorheen gesê het, 'n ouma kind wat jy kan loop nie. Maar kom ouma, ek vat sommer vir hom saam. Dan gaan ons biblioteek toe. Ons gaan lees gou boeke daar. Net hy, as ons jong mense net kan besef maar die belangrikheid van ouerskap, van daar wees. Dit is wat baie belangrik is en dat die liefde vir kinders. Sure. Daar wees, ek dink met hierdie episode kan ek sy naam gee, daar wees. Juffrou, ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir juffrou baie dankie te sê, as vir Wisdom of Solomon 'n honor, dat ek hierdie conversation met juffrou kan hê. Ek weet ons pa het saam gekruis by Methodist by die sonnaskool. Dalk het ek vir sonnaskool gegee. Yes. En ek wil vir u dankie sê, dankie vir die tyd, dankie vir dat u bereid is om 'n bietjie te gesels, 'n bietjie om inligting te deel en dit is die rede vir hierdie series is om hande te vat, nie om neer te kyk op mekaar nie, om te kan help waar ons kan en dan maak ons hierdie kinders, dit gaan alles oor hulle toekoms en sukses. En u het aangehaal om te sê dat ons vat hande en ons werk saam en ons wees daar vir ons kinders en dan die res sal history wees. Die ander goedjies sal byge-add word en dit sal self 'n sukses word. So dankie vir dit en dankie vir die reminder dat daar nog hoop is. Dankie ook vir die reminder dat ons as ouers, ons kan nog man, terwyl ons nog lewe en asemhaal kan ons sal en ons gaan hierdie ding 'n groot sukses maak. So weer eens baie dankie. Ek sit toe vanoggend en ek vra te vir die Vader, maar ek moet vir juffrou brood gee. Dat sy saam daar op die pad kan vat. En ek lees vanoggend, dit kom uit Hebreërs uit, kom dit uit. En ek lees vanoggend hierdie vers en ek sê hierdie vers, soos juffrou nog gesels het. Kyk wat gebeur hier sê juffrou. Wat hierdie vers sê. Dit kom uit Hebreërs 8 vers 11 uit die Mirre vertaling. En dis hoe die Vader werk. Hy is amazing. En hierdie Hebrews 11 sê, knowing me will no longer be a Sunday school lesson or something taught by persuasive words of doctrine. Neither will they know me on account of family tradition or door-to-door evangelism. Each one telling his neighbor, everyone from the most unlikely to the most prominent people in society will know me inwardly. En dit kom mooi te pas te wat u sê is dat die ou tradisie wy van dat ouers nog daar is. Kom ek sê so, ou tradisie wy wat na 21 ouderdom kinders kry. Ou tradisie wy van waar die man huis toe kom en sy vrou moet vir hom alles doen. U het vandag vir ons gesê dat hierdie buitegoed is van ouwys werk nie meer so goed as ons binne reg is. En van binne af stroom liefde, van binne af stroom lewe, van binne af stroom goeie geaardheid, goeie principles wat ons by ons ouers geleer word. En u het vandag vir ons gewys, u het genoem nie in die begin. Dus sê van u is lief vir u kinders. U neem, wanneer u sê u kinders neem u eienaarskap van haar 35 kinders. Soms is dit meer, soms is dit minder. En is nie almal wat dit doen, want dan raak die paycheck te min en dan vat ek my sak en dan gaan ek my liewers by 'n ander skool opeindig, wat eintlik nie die geval moet wees nie. En ek sê nie, jy gaan vir iets beter nie. En ek wil vir u baie dankie kom sê, weer eens ek voorheen gesê vir 'n reminder, dat alles kom van binne af. En u is 'n aanwins vir hierdie 35 kinders. En u het dit so mooi gesê, maar my juffrou leer vir my dit. En hoe amazing is dit dat u kinders met daai
geaardheid huis toe gaan en 'n verskil maak in hulle wonings. Die rolle gaan vertolk word van die ou tradisie waar die ouer vir die kind sê. U het nou vir ons vandag kom wys dat die kind gaan vir die ouer sê. Die kind gaan nie opstaan nie, maar die kind daar sy. En ek dink dis iets groot. Ons ouers gaan dit soms ietsie begin begryp, maar wow. Hier moet ek na die party toe kom. Die kind gaan met hom of haar boeke sit, want die ouers voel dalk nie hulle tyd nie. En dit gaan vir die ouers laat kom besef, ek moet aandag gee. As ek nie aandag gee, gaan my kind vir my principles leer, om te sê dat, mami, of papi, dit is hoe dit werk. Dankie juffrou vir dit. Dankie dat ons kinders gered word onder opvoeders soos u. U red letterlik kinders se lewens waar hulle besluite neem om te sê dat society sê ons moet die kant toe gaan, maar nee, my juffrou Hendrikse het vir my gesê nee, hierdie kant en my kant. Dankie vir dit juffrou. En mag juffrou 'n jaar beleef wat alles mooi in plek en val waar juffrou hulle die vrugte gaan pluk en geniet. Mag elke kind as hulle mos hierna toe gaan hulle graad R toe, né? Ja, dan gaan hulle graad R toe. Ja. Mag hulle graad R toe gaan en vir daai opvoeders vir hulle so maklik maak dat dit 'n given is dat hulle graad 1 toe gaan. Dit is so. Dat hulle kan sê dat, en ek spreek nie neer oor ander opvoeders sê, dat hulle sê, jong, ons kan nie wag vir juffrou Hendrikse se kinders nie. So juffrou, baie dankie. Is 'n onder vir ons. Gaan in vrede en sterkte met alles met wat julle aan gaan pak. Sterkte ook vir u in die huisgesin met die kinders, met whatever u beplan vir u persoonlike kapasiteit. Sterkte vir u man, hy's 'n rockstar, hy is wel bekend, en mag God vir hom ook genade skenk wat hy na hoogtes toe gaan. En gaan in vrede in. Geniet elke sekonde met daardie kindertjies op skool. Ek sal, dankie Maso. Dankie juffrou. Baie dankie. Julle, dis Wisdom of Solomon. Ons laaste gas vir Taking Hands. Dit was vir ons, soos ek voorheen gesê het, is 'n onder. En tot ons mekaar weer sien, gaan julle ook in vrede in. Dankie. Baie dankie Maso. Het jy juffrou geniet? Dankie jou. As Maso.